Ons tema vanoggend, water, water. En ons lees uit Eksodus 15 vers 22 tot 16 vers 3. Met die Rietsee en natuurlik ook die Egiptenare vergoed agter die rug, begin die trek na die beloofde land in alle erns. 'n Volksverskywing. Dit is 'n baie dramatiese en dikwels traumatiese belewenis. Dink maar aan die volksverskywings in ons eie land. Die eerste een was die groot trek. Dit was beslis nie 'n piknik uitstappie nie, al word dit soms baie romanties voorgestel. Kos en water was altyd 'n baie groot vraagstuk. Maar gelukkig was wild toe nog volop en hulle kon die kosvoorrade daarmee aanvul. Maar daar was reuse probleme wat in die ou voortrekkers se pad gelê het. Vyandige volke, veral die Zulus, het verwoesting gesaai onder hulle. En dan was daar nog boonop ook 'n Rietsee wat hulle moes deur, die magtige Drakensberge. Ander trekkers is weer afgemaai deur malaria. Later het die Dorsland trek gekom en weer eens het dit gepaard gegaan met baie groot drama. Talle mense het gesterf van dors voordat hulle die beloofde land Angola kon bereik. Met Israel het dit ook nie sonder drama gegaan nie. 3 dae het hulle die onherbergsame woestyn ingetrek sonder enige water. Dan begin die volk agterkom hoe nodig 'n mens hierdie eenvoudige kommoditeit het in jou lewe. Hoe verskriklik afhanklik jy daarvan is. Uiteindelik na 3 dae is daar 'n oase. Soos een man storm die Israeliete op hierdie kosbaarheid af. Maar dan, tot hulle groot ontnigtering, moet hulle uitvind dat die water ondrinkbaar is. Dis bitter. Die arme Moses is natuurlik weer die vark in die verhaal en die manne storm woedend op hom af. Wat moet ons drink, verskree hulle hom. Hy moes mos toegesien het dat hulle darm behoorlike water kon kry. Hy het nie sy beplanning behoorlik gedoen nie. Wat dan Moses? Hy bid en vra die Here wat hy moet doen. Die Here wys hom 'n stuk hout wat hy in die water moet gooi en wanneer Moses dit doen, is die water oombliklik heerlik, soet en drinkbaar. Die Here lê vir die volk 'n reël neer. Hulle moet doen wat hy vra. Hulle moet absolute gehoorsaamheid aan hom openbaar en hulle moet leef volgens sy voorskrifte. Doen hulle dit, dan sal hulle gevrywaar word van al die peste en plaae wat hy oor Egipte gebring het. As ons deur die boek Eksodus blaai, dan merk ons dat daar hier eintlik gaan oor gehoorsaamheid aan God, eerder as oor die uittog uit Egipte. Hier het hulle pas God se eerste les gehad in die gehoorsaamheid. Hy sê vir hulle, luister, doen wat reg is, wees gehoorsaam. En dan voeg hy by, want dit is ek, die Here, wat julle gesond hou. Wanneer die volk van Mara, dis nou die plek van bitter water, wegtrek, bring die Here hulle weer eens by 'n oase met die naam Elim. Wanneer hulle na dae se trek deur die dorre woestyn oor die sandduin kom, lê hierdie pragtige gesig voor hulle. 70 palmbome in die middel van nêrens. Daar's nie minder nie as 12 fonteine en 'n oorvloed water. Dis
asof die Here sy sorg wil demonstreer aan die volk, nog voordat hulle hierdie gehoorsaamheid wat hy van hulle vereis, kon uitleef. Wys net weer eens vir ons, hoe groot God se genade oor ons werklik is. Maar op water alleen kan 'n volk nie leef nie. Die volk is nou al diep in die sinwoestyn in, en daai skotteltjies ongesuur brood wat hulle gemaak het, is lankal op. En nou raak hulle honger en skuits ongedurig. Waarskynlik is die sinwoestyn iewers in die suidwestelike deel van die Sinaï skiereiland. Die volk kla steen en been. As ons maar liewer in Egipte omgekom het, kerm hulle. By die pleispotte van Egipte het ons minstens genoeg gehad om te eet, maar nee, ons moes trek. Nou gaan ons almal hier van die honger omkom. Dis 'n baie groot krisis. En Moses besef dit maar alterdee. Maar in hierdie tyd weet Moses ook al dat die Here voorsien in alle omstandighede. Wat hy nie kan verstaan nie, is dat hierdie volk dit nog nie kan begryp nie. Hoeveel wonderwerke moet nog plaasvind voordat hulle gaan leer dat God almagtig is en dat hy op 'n asemrowende manier kan voorsien? Was die deurtog deur Eritrea nie al klaar genoeg bewys nie? Vir 6 weke nou al sorg die Here vir hulle sedert hulle begin trek het. En hulle sien elke dag God se teenwoordigheid in die wolkkolom en snags in die vuurwerk wat voor hulle in die lug hang. Maar steeds kla hulle. Eintlik gaan dit nie so seer oor die kos nie, maar hulle kom in verset teen Moses se leierskap en daarmee eintlik ook teen God. Maar weer eens is God genadig, ten spyte van hulle verset, en hy voorsien kos op 'n wonderbaarlike wyse, maar met sekere voorwaardes. En so word die volk stadig aan gehoorsaamheid geleer. Hoe lyk my en jou gehoorsaamheid aan God? Moet hy nie ook maar dikwels hard met ons praat, om ons tot gehoorsaamheid te lei nie? Ja, ek staan self dikwels baie skuldig, maar ek het 'n baie genadige Vader wat verstaan en my net weer en weer en weer 'n kans gee, terwyl hy my aanspoor tot gehoorsaamheid. Amen. Kom ons bid. Here, ek wil so graag aan U gehoorsaam wees, maar ek struikel so dikwels. Maak asseblief my lam knieë sterk, sodat ek staande kan bly en U dien volgens U wil. Amen.